Buite in die strate. Marley van der Merwe kuier by ons vanmôre, die aktrise van die Sepie. En dan ook natuurlik die sangeres, wat nogal opslaa maak met haar musiek die laaste jare. Wat? Goeiemôre Marley. Hallo julle. Dis baie lekker om jou te hê vanmôre. Dis lekker om hier te wees. Hy's koud, maar is cool. Altyd lekker om met 'n eksvrou van my te gesels. Ek weet. Ek meen, wat meer in die lewe wil jy hê? Ja, ons was op die stadium getroud in die movies. Maar kom ons praat eers bietjie oor die movies. Ons praat bietjie oor hoe gaan dit met die soapie wêreld? Is lekker, nê? Hoorie, ja, nee, hy loop. Ja, nee, dit is lekker by binnelande. Ja, Ella vang allerhande goed aan. Ek sien die kykers weet, is nie gek oor wat sy aanvang nie, Gaan Ella mense nou as prins begin kwaad maak? Ek dink sy gaan. Ek weet nie hoekom dit vir my so natuurlik kom as mens in elk geval om te lê in daai tipe karakter in nie, maar dit lyk vir my, ja, hier gaan ons, hè. Ella, sy is miskien nie so 'n good girl nie. Acting wise, toneelspel, het jy al bietjie daaraan gedink om ander goedjies bietjie meer te doen soos toneelstukke by feeste en dies meer? Ja, ek en Joanie Swiegelaar werk eintlik aan 'n produksie. Ja? Ja, ons begin September is ons op die planke. So ons is besig om hard daaraan te skryf en te repeteer. Ons is baie opgewonde daaroor. Die ding se naam is Lapop. En ja, julle gaan maar moet uitkyk. Netjies. Marley, behalwe vir die besige skedule by Sepies en dan ander toneelstukke nou, jy het die mooiste post ook gehad Moedersdag saam met jou man, jou 2 kids. Hoe balanseer mens daai verskriklike besige skedule van Sepie wêreld wat mense nie altyd verstaan nie, met ma wees en vrou wees en want jy's erg vir jou familie. Hoe balanseer mens daai twee? Jennifer, ek weet nie. Dit is rof, dit is regtig rof. En ek meen, ek sê eintlik, ek het nou eintlik vir Peer gesê, mens, weet jy, ry in die oggend 5:15 by die huis weg met 'n skuldgevoel en dan kom jy 7:00 die aand by die huis aan en jy het niks meer om te gee nie. 5:15 in die oggend tot 7:00 die aand. Dis die realiteit. Dis die ure, dit is partykeer die ure, maar ek dink dit is tog die ultimate quest vir enige iemand wat omgee oor wat hulle doen en sterk voel oor familie, is om daai balans te kry en om te weet wanneer moet jy waar begin perke in plek stel om dit te maak werk. Altyd is vir my baie belangrik. Ek dink kinders is daar geplant om dit te moet doen en is maar net om 'n manier te kry om dit te maak. Om daar by mekaar uit te bring. Jy het gepraat van familietyd. Vuurpyl, jou nuutste enkelsnit. Het jy, en ek wil dit noem, het jy asof jy nou nie besig is nie, het jy geskryf? Nee, self? Ja. En toe het jy besluit jy maak die musiekvideo self? Ja, die besluit is nie regtig, ek het hom nie eintlik geneem nie, dit het net so gebeur. Toe jy self die musiekvideo het jy homself geskiet? Ja, meeste van dit was op my iPhone. Ek moet eintlik vir my iPhone wys. Hy het eintlik 'n gebreekte lens. Ek weet nie hoekom dit nie. Ek weet nie, dis seker een van ek verstaan nie wat daar aangaan nie, maar ja, meeste van my video's geskiet op my iPhone met gebreekte lens en amazing beautiful Kate Roodman wat altyd game is om my te kom help skiet en partykeer was dit op haar iPhone, maar meeste van dit, ja, dis alles geskiet op 'n iPhone. Op 'n telefoon en jy het goedkoop arbeid gebruik. Ek gaan nou die Suid-Afrikaanse gilde van akteurs moet bel, want jy het goedkoop akteurs gebruik ook in jou video. Ja, hulle is baie goedkoper want jy kan vir hulle na die tyd Milky Lane toe vat. Ek het baie gehoor, mamma, wanneer is ons nou klaar? Maar dan dreig ek hulle net met iets en ja, daar so op Northcliffe koppie, nee, dit was interessant geweest, hoor. Ten minste die visse het nie geklaar nie, verstaan jy? Die visse, praat bietjie oor die redigering, die editing, het jy te vinger in die editing ook gehad? Ek het al die editing self gedoen. En ja, ek het dit sommer op CapCut gedoen. Ek kon nie uitfigure hoe om al die fancy programme te gebruik nie. Hoe doen jy dit? Hoe sing jy? Speel toneel by 'n Sepie, 5:15 of 5:45, 5:45 die oggend, 7:00 die aand, en jy skiet hierdie op jou eie, en jy redigeer dit, en jy is nog op toere ook, sien jy doen, oral praat jy oor, soos nou vandag, oor jou musiek. Hoeveel medikasie is betrokke hier? Peer, jy ken die Joel, jy weet hoe hierdie ding werk. Nee, ek voel baie sterk daaroor dat my musiekvideo's 'n baie groot deel bydra tot wie ek is as kunstenaar. Ek dink is deel van my DNA. En ek voel ons beweeg in 'n tyd en jy kan nie meer net 'n sanger wees nie. Dit is eintlik so exciting vir my. Almal is vreeslik
anti-AI en al daai goed. Ek voel hoor hierso nou gaan die mense wat regtig omgee oor hulle craft gaan begin om stories te vertel op 'n nuwe next level manier. En vir my, ek het nog altyd sterk gevoel oor musiekvideo's en as dit beteken dat ek 2 ure 'n aand slaap en dit is hoe dit was vir 2 weke. Ek moet daai tyd oor Paasfees. Wat almal gerus en ek het half die lampsloot in die oond en dan gaan edit ek weer en dan maak ek 'n groot fout en dan verloor ek alles. Dan moet ek oor begin want ek moet leer en foute is duur. Maar ek dink 'n musiekvideo's is so groot deel daarvan vir my en ek was so lucky om 2 kinders te hê wat heel toevallig werk vir en 2 visse. Marley, waar gaan Vuurpyl die liedjie? Wat is die betekenis agter? Want jy het ook self die liedjie geskryf. Ja, dis eintlik amazing want die liedjie gaan oor om te maak met wat jy het en jou drome te volg. En dis eintlik so amazing. Ek het iemand gehad wat baie graag my musiekvideo vir my wou geskiet het verniet. En sy goed het net so uitgewerk dat hy op die ouene nie betrokke kon gewees het nie. En ek onthou ek het so in sak en as gesit gevoel of ek heeltemal alleen is. Hierdie musiekvideo gaan nie gebeur nie. Wat gaan ek doen? Daar sit ek baie beneek in my garage en sny aan karton en bou 'n spaceship van scratch af. En ewe skielik gaan ek, oh my goodness, hierdie liedjie se woorde het na my toe gekom saam met die prentjies en dit van die begin af was dit 2 seentjies wat 'n spaceship bou. En 'n visbak omkeerend op hulle kop sit en is 'n helmet. En daar besef ek verlede jaar se Marley preek nou vir hierdie Marley en sê hoor hierso jammer kry vir jouself gaan nie nou werk nie. Maak dit werk met wat jy het. En dis dit presies wat ek moes doen. I had to smoke what I sell. So Wie het jou geïnspireer om so, ek wil nie sê so te wees nie, maar waar kom die inspirasie vandaan? Van wie af het dit gekom dat jy jouself kan vertel, staan op, tel jouself nie jou bootstraps op, want baie van ons sukkel met dit, nê? Daar's baie van ons kykers ook wat sukkel met inspirasie en motivering en daai go and get it. Wie het vir jou geleer om aan te hou en weer op te staan? Pierre, my ma. Ek onthou vandat ek klein was, sy het altyd gesê kom lê op die rug langs my en kyk ons na die wolke en dan al is daar niks in die lug nie, sy sê soek 'n prentjie, sien 'n droom. En so voel dit vir my, ek is geleer om iets te sien in niks. En ek het net nou die dag vir iemand gesê, my maat van kleins af, as sy ons leer bid, het sy gesê, onthou net jy bid vir die God, dieselfde God wat die see geskei het. En jy durf nie deur daai ding stap wat jy gevra het om oop te gaan. Jy durf nie daardeur stap en dink dit gaan op jou inkuif nie. So ja, ek dink dit is 'n core value wat ek van so kleins af geleer is en ek so dankbaar vir dit. Ek en my ma fight baie, maar dis een ding wat sy nogals in ons almal geïnstal het. Jo, dis mooi gesê. En ek dink dit pas ook so mooi in die industrie waarin jy jouself bevind. Mense kan nie net wag vir iets om na jou kant te kom nie, jy moet dan nou skep en maak. Absoluut, en dit is so ongelooflik. Jy weet, dit is maklik om te sê, ek wil 'n onafhanklike kunstenaar wees want ek wil my eie ding doen. Maar dit vat vir my nou, eers na 'n jaar wat ek begin besef, tog wil mense hier iemand met jou handjie vashou en iemand moet besluite maak vir jou sodat hulle daarvoor kan paas staan. Dis nogal 'n vreemde ding as kunstenaar om uit daai boksie uit te tree en ek dink eers dan begin die magic regtig te gebeur. Jou eie kreatiwiteit en jou eie verantwoordelikheid. Ja, en jou eie guts. Gut. En guts. Binnegoed. Ja, binnegoed. Alles op die vloer. Baie dankie jy draai gemaak het vanmôre. Dit is altyd heerlik om met jou te kuier. Dankie vir jou tyd en moeite dat jy ons ook in jou skedule ingepas het en alle sterkte met Vuurpyl en die musiekloopbaan wat jy nou goed op dreef is en die toneelspel en kreatiwiteit oor die algemeen is inspirasie. Dankie julle.